Hallo julle, baie welkom vanaand hier by ons klein groep. Ons gaan sommer baie lekker saam geniet. En hierdie kwartaal fokus ons op hoe Jesus mense uitgestuur het in liefde. En ek wil by julle hoor, het julle al ooit iemand van Jesus se liefde vertel? Ek het. Okay, Dirkie, vertel vir ons. Ja, ek het besef vir 3 jare, hagesny is nie vir my nie. En om versekering te verkoop is ook nie vir my nie. Maar nou gaan ek jou evangeliseer en dit is presies wat ek nou gaan doen. Die einde is naby. 10 Oktober, 10 uur die nag. Ek sê vir julle, dit sal 'n volmaan wees. Draai of braai. Ek herhaal vir julle, draai of braai. Waar is die braai? Maar Dirkie, ek dink nie dis heeltemal wat Jesus bedoel het hy gesê het ons moet mense uitstuur in liefde nie. Hè? Ja, ons dien 'n groot en 'n lewende God. Ons moet dit nooit vergeet nie. In Kolasië is 'n plek van hoop waar ons harte oopmaak en 'n lewende God ervaar. En baie keer kan jy so kyk na wat die wêreld sê en wat die wêreld doen en so aan. En ek vertel hierdie storie 'n paar keer, maar ek het 'n baie wonderlike buurman wat 'n goeie vriend begin raak het en nou Sondag aand so 'n week of wat gelede, toe kom hy verby my gestap met sy hond, jy weet, en hy stop in my huis en hy begin vir my vertel waar hy is in die lewe, jy weet. En hy's baie jy weet, hy's baie so Stiegemirrelou. En ek hoef nie eers sy naam te noem nie, want miskien verteenwoordig hy hoe mense voel en dink op hierdie stadium in Suid-Afrika. En hy sê vir my dat hy oorweeg om die land te verlaat, om Australië toe te gaan, want hy's plus minus klaar met Suid-Afrika. En vir 'n paar minute lank vertel hy wat in ons land aan die gang is. Presies die goeie wat ons elke dag hoor, die korrupsie en al die uitdagings en so aan. En op 'n stadium toe sê hy vir my, en daarom voel hy's klaar met Suid-Afrika en hy's op pad weg saam met al sy vriende. En ek sê vir hom, ek stem glad nie saam met jou nie. En hy sê, waarmee stem jy nie saam nie? Ek sê, nee, met jou opsomme aan die einde. Ek sê, ek wil jou vraag vra, sê jy dat God sê jy moet gaan? Hy sê, nee. Sê, hoe gaan jy? Dis die hele ding van vrees wat ons hele samelewing vat. En hy sê vir my, maar jy het seker nie die koerant gelees. Ek sê, nee, ek lees nie koerant nie, want hoe meer jy lees, hoe meer glo jy dat dit wat jy lees is die waarheid. En dit is nie noodwendig die waarheid wat jy lees nie. Hy sê die statistiek sê vanoggend in die koerant, dat in 2032 gaan 1 blanke persoon of blanke kind 'n werk kry in Suid-Afrika. Hy sê, wat sê jy daarvan? Ek sê, ek het iets om te sê daarvan. Ek sê, wil jy weet wie is daai kind wat die werk gaan kry? Hy sê, hoe kan jy dink jy weet wie is daai kind wat die werk gaan kry? Ek sê, dis my kind. Ek sê, weet jy wat? Ons moet ons attitude regkry. Ons gaan nie wen as ons saam met die wêreld bevrees raak nie. Weet, dan leef ons asof ons geen God het nie. En weet jy wat is die waarheid? Die waarheid vanoggend is dat jou lewe is nie die produk van jou omstandighede of die huidige regering nie. Jou lewe vloei uit God uit, want jy is uit God gebore. En hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. So ek gee nie om wat die uitdagings daar buitekant vir jou mag wees nie. En dit is hoekom hierdie byeenkomste so belangrik is op 'n Sondagoggend en aand. Dat ons net weer ons koppe reg kry. Net weer aan God begin dink. Net weer goddelik begin dink. Jy weet, net in die afgelope week kry ek hierdie beskuldiging, jy weet ons is positiewe denkers, of hoe sê een ou, hy sê, ja, julle is in positive thinking in. Ek sê, joh, dis nogal 'n beskuldiging, nee, maar dis nie 'n bad beskuldiging nie, hoor. Dis nie sleg om positief te dink nie. Ek sê, ek wil net nie beskuldig word daarvan dat ek negatief dink nie. Maar kom ek sê dit, ons moet goddelik begin dink.
Ons moet goddelik begin dink. As jy dink jy gaan die lewe oorkom deur om te dink soos wat jy dink, moet jy 2 keer dink. Jy moet jou denke kry om soos God te dink. So, ons is vanoggend hier en ek wil vanoggend met jou praat oor iets wat my na in die hart lê, uitgestuur. Hierdie ding wat ons doen, wat ons weet, God gaan met ons wees. En ons weet, as God met jou is, gebeur daar wonderlike dinge in jou lewe. En die geheim van lewe en geesvervulde lewe is dat jy moet seker maak God beweeg saam met jou. Want maak nie saak hoe donker die plek is waar jy kom nie, daar sal dit lig wees as God saam met jou is. Maak nie saak hoe siek die samelewing is nie, as jy saam met God in daai plek in beweeg, transformeer God dit, want God is lig. Amen? God is heerlikheid. Ek wil vanmôre vir jou 'n gedeelte lees uit Jesaja 60, spesifiek terwyl ek stilte tyd gehou het hierdie week, lees ek dit en ek daai woorde verander my hart en rig my gedagtes en maak gerus jou Bybel oop by Jesaja 60 en ons is besig om in 'n reeks te praat oor uitgestuur. Maar net voordat ons lees, 'n baie belangrike saak. Ons het ons weet een van die challenges in ons land is die tweede belangrikste verhouding wat jy met iemand kan hê op aarde. En daai verhouding beïnvloed jou selfbeeld. Dit beïnvloed jou verhouding met die belangrikste persoon, die belangrikste verhouding wat jy kan hê is met God. Die belangrikste verhouding wat jy kan hê met God is met God, maar die tweede belangrikste verhouding is met jou lewensmaat. En as daai verhouding begin swaar kry en onder stres kom en daar probleme daar kom, het jy groot probleme. En glo dit nou wel vir my al wat baie tyd spandeer met mense wat huweliksprobleme het. En daarom 1 keer 'n jaar doen ons as 'n gemeente iets baie spesiaals rondom die huwelik. En by daai geleentheid wil ons God vertrou om iets in jou huwelik in te spreek wat jou huwelik kan verander. En so 'n aand gaan wees 4 September en jy moet dit nie misloop nie. Ons doen verskriklik baie om dit so romanties as moontlik en lekker as moontlik vir jou en jou lewensmaat te maak. En daardie aand gaan ons so lekker romantiese ete, 'n pragtige ete en Jaco Delport gaan ons kom toespreek oor die huwelik. En ons sal daai aand net weer diep nadink oor die belangrikste verhouding naas ons verhouding met God wat ons met enigiemand kan hê, wat ons hele lewe raak. Jy kan maar gaan kyk jong, as jou huwelik begin in 'n krisis raak dit jou hele lewe. Jou lewe sal nooit weer dieselfde wees daarna as jy dit nie kan hanteer nie. En ons het dit besef as leiers in hierdie gemeente. Ons moet dit moontlik maak vir jou. Ons moet jou help. Ons moet mekaar help. Voorsorg is beter as nasorg. As jy voortydig iets doen en dis deel van ons voorsorgprogram. So hierdie is nie noodwendige aand vir mense wat in 'n krisis nou is nie. Hier is 'n geleentheid vir jou om net weer 'n entjie verder in jou huweliksverhouding te groei. Vrydag aand 4 September en daar is, as jy 'n probleem het met jou kinders, is daar geleentheid vir jou. En daar's toesig vir jou kinders. En jy kan kaartjies koop by ons collage lees en luister vir die huweliksaand, maar asseblief. En as jy moontlik iemand het, jy's welkom. Dit hoef nie 'n persoon in die gemeente te wees nie. As jy vriende het wat jy graag wil saambring, wat net 'n bietjie hulp nodig het in hulle huweliksverhouding, bring hulle saam. Maar Jesaja 60 is daar 'n stem wat roep. En hierdie stem sê, berei in die woestyn die weg van die Here voor. Maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir onsse God. Elke dal moet opgevul word en elke berg en heuwel klein gemaak word. En die bult moet 'n gelykte en rotsagtige plekte in 'n laagte word. En die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word. En alle vlees tesame sal dit sien, want die mond van die Here het dit gespreek. Daai laaste vers. En die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word. God wil sy heerlikheid op aarde openbaar. Glo jy dit? God wil homself bewys as die almagtige God. En die oomblik as jy God ervaar, en sommige van ons wat in hierdie kerkgebou vanoggend sit, het al God se heerlikheid ervaar. En die oomblik as jy dit ervaar, jou lewe kan nooit weer dieselfde wees nie.
Alles verander in 'n oomblik. Jou huwelik word getransformeer. Jou gesondheid word getransformeer. Jy ervaar genesing. Jou finansies sal nooit weer dieselfde lyk as die heerlikheid van God geopenbaar kan word nie. Die voorwaarde vir daardie skrif, en as ek dit vanoggend kan sê, as ek moet vra, wie wil hê die heerlikheid van God moet geopenbaar word, gaan alle hande opgaan. Dis die kosbaarste ding. Jy weet, en baie keer dink ek aan die Ou Testament. Ek dink ek aan hoe was dit gewees in die tabernakel en later in die tempel. Waar die heerlikheid van die Here ingekom het in daai tempel. En almal wat daar gestaan het, iets kragtigs het in hulle lewe gebeur. As hulle stikkend en gebroken was hulle herstel. As hulle emosioneel verwond was daardie emosionele verwonding weg. As hulle gebreklik was hulle gesond. Maak nie saak waar hulle was nie, dat 'n groot verandering plaasgevind, waar die heerlikheid van die Here is. En daarom in ons aanbidding is dit so belangrik. Ons sing nie liedjies nie, ons wil vir God sing, sodat ons die heerlikheid van God kan ervaar. Dis wat belangrik is, God se heerlikheid. Daar's 'n probleem. Die probleem is dat daar baie keer nie 'n pad is, sodat God se heerlikheid by ons kan uitkom nie. En dis hierdie stem in die woestyn wat roep, maak 'n pad vir die Here. Bou 'n pad vir die Here. Julle moet die laagtes opvul. Julle moet die heuwels gelyk maak. Julle het 'n plig op aarde, en nou praat ek van ons het 'n plig op aarde, om 'n pad vir die Here te maak, sodat die heerlikheid van God by mense kan uitkom. En dit is waaroor uitgestuur gaan. Terwyl ek in Afrika was, in Kenia, spesifiek om bietjie te gaan kyk waar ons gemeente betrokke is, het my hart warm gemaak, want ek het besef, ons gemeente is besig om paaie te bou, op ander plekke, in Afrika, waar mense, en ek het al baie daaroor gesê, en ek wil net vanoggend net so vir 3 of 4 minute vir julle 'n paar fotootjies wys, van Kenia, en waar jy betrokke is, en jy kan vanoggend huis toe gaan, vanaand gaan slaap, en waarin jy kan dink vanaand as jy gaan slaap, is so vir 'n oomblik aan dit wat Collages gemeente doen in Afrika. En nie net Collages gemeente nie, want jy is Collages gemeente. Jy het 'n rol in Afrika. Jy's besig om 'n pad te bou in Afrika, sodat mense wat God nie geken het nie, God kan leer ken, en dat die heerlikheid van God na mense toe kan kom. En ek het in Afrika gesien, God kan al die verskil maak in mense se lewens. God kan al die verskil maak. Hy ou se lewe verander so, en selfs die Afrika mense, nadat hulle God leer ken, ek gaan vir jou vanoggend so 'n fotootjie of 2 wys van die Maasai mense in Afrika. En maar net so vinnig, kom ons kyk gou nou 'n paar van daai weer. Ek wil net wys, daai was die lekkerste aand in Afrika vir my gewees om daar by Tsavo, dis daai plek van die man-eaters van Tsavo, daai wildtuin daar waar die leeu's, daai film wat gemaak is daar van die leeu's wat die mense opgeëet het, en dit was die lekkerste aand daai, maar toe sit verby. Toe die volgende dag toe slaan ons 'n realiteit. Nog so 1 fotootjie, en toe het ons dan die see gesien daar by Mombasa. En dit was die mooiste deel van Kenia. Ek bring die 2 mooiste foto's vir julle saam. Daai 2 is die mooistes. Die res was verskriklik geweest. Ek het daai se foto van hulle pad, net so enetjie aan. Dis so, weet daar het ek skaam gekry. Die ou wat daar bly in daai gebou, in een van daai woonstelletjies, is 'n bishop. Hy het 20 kerke onder hom. En dis hoe hy bly. Dis nie lopende water daar binnekant nie. Maar hy dink, hy skatryk. Hy wil altyd by my hoor, is ons net so ryk soos hulle daar? As hy kop, en Kim sê, altyd vir my erg, maar net nie vir die ou sê, sy toestande is verkeerd nie, want hy glo, hy skatryk. En toe besef ek, weet, iemand het eendag gesê, rykdom is in jou kop, so jy kyk nou goed, sien daar buitekant nie. Ok, volgende fotootjie. Ek het dit net gebruik vir die grap. Ek het nog nooit gedink dat in die westerse wêreld sal jy so iets kan sien nie. Lees gou daarbo, wanted, dead or alive. Dis die terroriste wat daai kinders geskiet het in die universiteit. Jy weet, ek het gedog, dit sien jy net in 'n western. Wanted, dead or alive, en dis die foto's van daai terroriste. Maar die volgende fotootjie, die Maasai mense. Aan die voet van Kilimanjaro berg,
woon die Maasai mense. Dis daai mense wat jy al gesien het, hulle het sulke ringe om hulle nek, hulle het sulke lang nekke. En ons het ure lank gery om daar te kom. Ure lank gery om daar te kom. En binne in die kerk is die wonderlikste struktuur in daai plek, jy weet. En daai kerk het jy deel aan. Daai gemeente het jy deel aan. Jy het gehelp om die pad te bou na daai gemeenskap toe. Vir ure lank in die bos, dis die Maasai mense, en ons het daai oggend 'n diens gehou. En die volgende fotootjie, en daai vrou wat daar staan, daai Maasai vrou, het haar skapie gebring. Nou, jy moet verstaan hoe arm is daai mense. Vir haar is daai skapie iets soos 6 maande se salaris. 6 maande se salaris. En het sê daai oggend die skapie gebring, en het aan die pastoor oorhandig wat daar staan. En die oomblik toe sy dit doen, toe is daai hele gemeente in trane, want die sacrifice vir daai vrou om daai skapie te gee, dis verskriklik om 'n skaap te bring. En vir ons mag 'n skaap iets wees wat ons in 'n maand dalk kan opeet, of vir 2 maande, wat dit ook al mag wees. En vleis is duur vir ons, maar vir hulle, sy kan nie bekostig om daai skaap self te slag en te eet nie. Maar sy bring daai skaap vir die Here. En jy is deel van ons geloofsgemeenskap, wat dit moontlik maak vir daai vrou om die Here te leer ken, sodat sy haar lewe op 'n offerwaardige wyse aan God gee. En net ek wil jou nou nie afskrik nie, ek wil jou net wys hoe leef daai mense, hoe arm is hulle. Ek wil jou nou 'n toilet wys in daai omgewing. Die volgende skyfie. Nee, hy is nie daar nie. Ek dink hulle het die verkeerde skyfie daar. Maak miskien, ek wil julle net wys. Kyk, as ouens vir my sê, as hoor jy was bietjie op vakansie in Afrika. Seker was glad nie 'n vakansie nie, was verskriklik geweest, jy weet. Kyk of daar's 'n konflikkappie of daai enetjie. Trek hom net in, ek wil dit graag vir julle wys. Maar ons wil graag met jou praat vir oggend, terwyl hulle dit soek, want ek wil dit so graag vir jou wys. Ons wil graag met jou praat vir oggend oor die ding waarmee ons besig is. Ons weet die Here het dit in ons hart gelê om uit te gaan, om 'n pad te bou vir die Here. En ek het daar in Afrika, het ek gesien, jy's besig om 'n pad te bou vir die Here, en ek het besef daar in Afrika, jy weet, op 'n stadium, dit was my verskriklik geweest, op 'n stadium kon ek dit nie meer vat nie, jy ry ure na 'n plek toe, die omstandighede is verskriklik, en jy weet, en ek besef, Here, U is so goed vir ons in Suid-Afrika, dat ons so kan leef. Maak nie saak wat in die politiek gebeur, dit kan nooit so erg wees soos in Afrika nie, dit kan nooit wees nie, ek dink nie ons het 'n idee van wat is armoede en van wat is, jy weet, die ou in ons kerk met wie dit die slegste gaan, dit gaan baie beter met hom of haar as met daardie mense in Afrika. En ek het net besef, jy weet, ek ry saam met Kim eendag daar vir seker 10 ure deur bosse, en jy weet, ek het genoeg 4x4 gery vir die res van my lewe, jy weet. En ek sit daar en dink, en Kim sê, dankie dat ek bereid is om saam met hom te ry, en ek sê, weet jy wat Kim, ek dink nie ek gaan weer maklik vinnig terugkom, en hy sê, hoekom nie? Ek sê, ek is nie gebou hiervoor nie. Maar ons gemeente sal jou ondersteun om dit te doen wat julle moet doen in Afrika, om paaie te bou, om by gelowe, of by mense uit te kom. Okay, daar's 'n toilet in Afrika. Ja, ek het daai toilet so een kyk gegee, toe sê ek gaan nie toilet toe nie. Ons sal jou help, ons sal jou ondersteun, maar toe besef ek, dit is so belangrik dat ons betrokke raak by ons gemeenskappe in Pretoria. Kim kan vir ons Afrika bereik, en ons kan vir hom geld gee om Afrika te bereik. Maar ek en jy het 'n verantwoordelikheid vir die mense wat om ons bly. En ons gaan vir jou so geleentheid skep, in die 29ste Augustus, gaan ons weer 'n uitreik hê in Elandspoort, wat jou net weer 'n kykie sal gee na die werk wat Collage doen, en wat jy doen, en waar jy contribute, en wat jy gee. En ons wil jou uitnooi om betrokke te wees op daardie dag, en al wat jy nodig het om te doen, is gaan sit met jou naam, hiervoor, hier's 'n tafeltjie voor die voordeur van die kerk, gaan sit net jou naam daarop, en wees hier 29 Augustus, en kom help ons om uit te reik, om 'n verskil te maak in iemand se lewe. So jy kan dalk nie Afrika toe gaan nie, en as jy graag Afrika toe wil gaan, kom praat met ons, dan gaan jy 'n bietjie vir Kim kuier, en dan kom jy na Tina terug en vertel jy die stories wat ek vertel, en sê jy gaan nooit weer terug nie.
Maar jy hoef nie soontoe te gaan nie. Jy kan net Elandspoort toe gaan vir 'n oggend en bietjie met kinders gaan speel, bietjie vir jou tyd gee. So vir daai vrou, daai skapie gegee, bietjie van jou tyd net gee. Miskien is jou tyd geld. Miskien is dit nodig dat jy bietjie moet sacrifice, 'n bietjie vir jou tyd moet gee, sodat iemand kan sien dat God is tog lief vir my. So kom ons daag jou uit om ietsie vir die Here te doen. Maar vanoggend wil ek met jou praat en oor om paaie te bou. Want dis jou en my verantwoordelikheid. As God nie in Suid-Afrika is nie, jy weet, soos my buurman het reg gesê, want terwyl hy praat, toe besef ek is skuldig, want as ek 'n pad kan bou vir die heerlikheid van God, sal God se heerlikheid na Suid-Afrika toe kom. God wil in Suid-Afrika wees. God wil ons politici red. God wil ons regering verander. God wil korrupsie wegvat. Maar wat ek het, is 'n verantwoordelikheid om dit te kan doen. En dit is wat ons gemeente gaan doen. Ons wil hierdie hele stad verander. Ons wil die hele stad beïnvloed. En ek wil jou 'n storieetjie vertel vanoggend in my woord, wat ek nou gaan bring, van 'n man wat Jesus Christus ontmoet het. Sy naam was Filippus. Jy kan dit saam met my lees uit Johannes 1 vers 43. En die volgende dag het Jesus na Galilea vertrek, en hy loop vir Filippus raak. En hy sê vir hom, volg my. Filippus het van Besaida af gekom, en Andreas in Petrus se tuisdorp. Op sy beurt loop Filippus vir Nathanael raak en sê vir hom, ons het die persoon gevind, oor wie Moses in die wet en die profete geskryf het. Dit is Jesus, die seun van Josef, wat van Nasaret afkom. Nathanael se reaksie was, hoe kan daar uit Nasaret iets goeds kom? Kom kyk self, het Filippus hom uitgenooi. En toe Jesus Nathanael sien aangestap kom, sê hy vir hom, kyk daar, 'n opregte Israeliet, 'n man van suiwer in bors. Nathanael reageer toe dadelik vraend, van waaraf ken u my? Voordat Filippus jou geroep het, antwoord Jesus hom, toe jy nog onder die vyeboom gesit het ek jou al gesien. Ek dink jy het al baie hierdie storie gelees, en dalk net terloops gelees, sonder om regtig te verstaan wat hier gebeur het. En vanoggend glo ek dat die Heilige Gees wil hierdie ding vir jou oopmaak vanoggend. As jy kan verstaan wat hier staan, en jy kan dit regtig in jou hart invat, en dit begin leef, kan die Here vir jou iets groots doen. Want hier's die storie, Filippus en Nathanael was 2 van die 12 disippels uiteindelik gewees. En Nathanael, wat raakgeloop was deur Filippus, en Filippus het vir 'n oomblik gestop en tyd gevat om met Nathanael oor die Here te praat. Nathanael het lank nadat Filippus dood is, het Nathanael die wêreld bereik met die evangelie van Jesus Christus. Nathanael was die eerste sendeling in Indië in. Hy het die Matteus evangelie gevat, wat Matteus geskryf het, en hy's Indië toe, en hy letterlik het duisende mense tot bekering gekom, weens die feit dat Nathanael die Here leer ken het. Nathanael was ook die disipel gewees wat China toe is, en die evangelie eers aan die Chinese gebring het. So, hier's 'n pragtige storie rondom hierdie persoon, en ek dink die dag toe Filippus hemel toe gaan, en hy's letterlik onthoof, toe hy hemel toe gaan, en hy in die hemel staan, toe hoor hy van die duisende mense wat hy voor 'n pad gebou het, sodat die heerlikheid van God by hom uitkom. En ek dink hy moes met verbasing sê, maar ek het dit nie gedoen nie. Waarop Jesus vir hom moes sê, jy het dit gedoen, want onthou die dag toe jy met Nathanael gepraat het, daardie woorde wat jy daar gespreek het, daardie beginsels wat jy daar toegepas het, het gemaak dat miljoene mense die Here Jesus leer ken het. Dat miljoene mense my leer ken het. En toe ek die storie weer lees, toe besef ek, wag so 'n bietjie, miskien is ek en jy Filippus. Miskien kan ons nie die hele wêreld deurgaan en mense na die Here toe lei nie, maar miskien
is die tipping point, daai een persoon met wie ek praat. En daardie persoon maak 'n verandering so groot, en daardie persoon word 'n Reinhard Bonke of wie ook al. So ek wil vanoggend vir 'n oomblik stil staan by hierdie storie van Filippus en hoe hy dit reg gekry het om 'n pad te bou na iemand toe, sodat Jesus Christus na daardie ou se lewe toe kan kom. Want dit is waaroor uitgestuur gaan. En net so terloops, ons het 'n boekie gedruk oor uitgestuur en hy's by ons boekkamer beskikbaar, uitgestuur, net vir R30 en jy kan al hierdie lesse gaan leer binne daarin, oor die 3 jaar wat ons hele lewe transformeer. Ek gaan nou nie veel daaroor sê nie, maar vanoggend 3 belangrike lesse uit die verhaal van Filippus en wat hy gedoen het en hoe dit ons kan help vanoggend om 'n verskil te maak in hierdie wêreld, om uit te gaan in die wêreld. Die Bybel sê Filippus het onmiddellik toe Jesus Christus raakloop en hy hierdie verandering in sy eie lewe ervaar, het hy op sy beurt Nathanael raakgeloop. Daar's so iets kragtigs in daardie woord, op sy beurt. Hy het 'n geleentheid nou gekry om uit te gaan. En elkeen van ons kry elke dag 'n geleentheid om uit te gaan. Dis ons geleentheid om vanoggend die Here Jesus Christus te ontmoet in hierdie aanbiddingsplek. Of miskien op 'n ander tyd, toe jy jou lewe aan die Here gegee het. Maar daar kom 'n geleentheid waar dit jou kans is om met iemand te praat. Om net iets vir iemand te sê. En vandat ons begin het met hierdie reeks uitgestuur het 'n paar mense gevra, verwag jy van ons om nou te gaan preek? Nee, ons verwag nie van jou om te gaan preek nie. Die laaste ding wat jy in hierdie wêreld moet gaan doen is om daar te gaan preek. Want mense het genoeg preke gehoor. Hulle hoor gedurig deur preke. Maar Nathanael was so gereed geweest vir verandering in sy lewe. En ons weet nie wat in sy lewe aan die gang was nie, maar ons weet een ding, dat Jesus Christus het hom raak gesien onder 'n vyeboom. En 'n vyeboom was waar Jode gewoonlik gebid het en stiltetyd gehou het. En miskien het Nathanael daar onder die vyeboom gesit en na die Here geroep en gesê, Here, sien U my nie raak nie? Weet U nie van my nie? Ken U nie my adres nie? Hoor my as ek roep, Here, ek het U so nodig in my lewe. En ek wil vir jou sê, in hierdie wêreld daar buitekant is daar baie mense wat na God roep. Dis die waarheid. Hulle roep na God. Here, ons het U nodig. Sien U my nie raak nie? Sien U nie dat ek aan die einde van my lewe gekom het nie? Stuur net iemand op my pad. En hier kom Filippus. En hy loop van Nathanael raak. En dit mag dalk soos 'n terloopse situasie lyk. Dit mag dalk lyk of Filippus maar net hierdie vriend van hom raak geloop het terloops in 'n winkelsentrum in moderne tyd. Maar Filippus het verstaan, dis sy geleentheid om ietsie te sê wat 'n ander persoon se lewe kan verander. Op sy beurt, Filippus het hierdie verantwoordelikheid gevat, min wetende dat dit God se bestemming was, dat God dit so beplan het. En baie keer kom ons in ons werksplek, en daar's baie frustrasie daar, ek verstaan dit, en ons kom in ons lewe, en daar's 'n gejaagdheid en 'n angstigheid in ons leefwêreld. Maar wie weet, miskien het God dit beskik dat jy in daai kantoor moet werk, dat jy langs daardie persoon in 'n kubikel moet sit, en jy kan dalk net iets sê, wat daardie persoon se hele lewe verander. En Filippus was bereid om uit te gaan. En tweede gedagte, Filippus was nie daar om hierdie persoon te oortuig nie. Ek en jy is nie daar om mense te oortuig dat Jesus Christus die antwoord vir hulle lewe is nie. Al wat Filippus gedoen het, is Filippus het net getuig. Hy het net vertel, wat het Jesus vir hom gedoen? Hy sê, ons het 'n persoon gevind oor wie Moses in die wet en die profete geskryf het. Dit is Jesus, die seun van Josef, wat van Nasaret afkom. Al wat hy gedoen het, is hy het net getuig, hy het net vertel wat het die Here vir hom gedoen. En al wat jy nodig het om te doen met 'n persoon wat by jou werk is, of 'n persoon wat langs jou bly, jy hoef nie te redeneer oor kerk nie. Want ons sien pragtig uit Nathanael se reaksie. Die oomblik toe Filippus dit sê, toe sê Nathanael, kan daar iets goeds uit Nasaret uitkom? Omdat Jesus Christus in Nasaret groot geword het. Filippus raak nie betrokke by die argument nie. Kan daar iets goeds in die kerk uit die kerk uitkom? Kan daar, weet jy wat, ek glo nie eintlik in die doop nie, of ek glo nie eintlik in dit nie, of ek glo nie eintlik dat Jesus Christus die enigste antwoord is nie.
Filippus argumenteer glad nie met Nathanael hieroor nie. Raak nie in die argument betrokke nie. Hy sê net wat het die Here vir hom gedoen. En in plaas daarvan om verder te praat en te argumenteer oor 'n klomp teologiese vraagstukke, word hy net die skakel wat Nathanael noem. Hy sê, weet jy wat, ek wil nou nie graag met jou daaroor praat nie, kom kyk vir jouself. Kom kyk vir jouself of daar iets goeds uit die kerk uitkom. Kom saam met my volgende Sondag kerk toe. Wie weet, miskien in daai erediens wat die volgende Sondag volg, gebeur daar iets in daardie diens wat hierdie persoon se lewe so raak, dat hierdie persoon 'n oorgawe maak en Jesus Christus ontmoet. Hy was net daardie skakel gewees. En baie keer, om 'n pad te bou, is nie ons het al die antwoorde nie, ons is die Messias nie, ons bou 'n pad vir die Here. Ons vul die laagtes op, ons maak die heuwels plat, ons maak dit maklik, ons word nie die skakeltjie wat maak dat iemand anders die Here Jesus Christus kan ontmoet. En daardie skakeltjie is uiteindelik die groot ding wat maak dat daardie persoon se hele lewe verander. En daardie persoon uiteindelik 'n sendeling word. 'n Persoon word wat Jesus Christus se genade aan die nasies bekend maak. Dit is baie interessant, jy weet, terwyl ek daaraan dink en voorberei, onthou ek die persoon wat my na die Here toe gelei het. En ek onthou hoe hierdie persoon, jy weet, in die begin stadiums net met my eers vriende gemaak het. Net eers na my hart geluister het. Net eers gehoor het waar ek is. Daai persoon het nie probeer om my te oortuig van kerk nie. Want ek sou nooit daarvoor val nie. Hierdie persoon was net vir my 'n vriend, het net aan my geluister. En het baie sagkens net vertel wat die Here vir hom gedoen het. En net daai skakeltjies geword, wat gemaak het dat ek uiteindelik op die plek gekom het, dat ek my hand opgesteek het, en gesê het, ek het die Here Jesus Christus in my lewe nodig. Om uit te gaan en uitgestuur te wees, beteken net, dat ons bereid is, om uit te gaan. Dat ons bereid is, om te getuig en nie te oortuig nie. Want oortuigingswerk is die werk van die Heilige Gees. Dat ons bereid is om 'n skakeltjie te word, van iemand wat God so desperaat nodig het. En week na week, het ek te doen met mense, baie mense. En ek kom agter, diep in die harte van mense, is daar so verlange na God. Want jy sien, Augustinus, die groot kerkvader, het gesê, elke mens word met 'n godleegte gebore. Ons kan nie sonder God 'n lewe van vervulling lei nie. Ons het Jesus Christus so nodig. Daai mense wat saam met jou werk, deel van hulle frustrasie, deel van die rede hoekom hulle so optree soos wat hulle optree, is dalk omdat hulle God nodig het. Hulle het God so desperaat nodig. En ek en jy het die antwoord in ons hande. Ons kan doen wat moontlik is, sodat God uiteindelik kan doen wat onmoontlik is. Francis van Assisi het hierdie woorde gesê, die laaste skyfie. Ons kan net doen wat as ons begin doen wat noodsaaklik is. Weet jy wat is noodsaaklik? Dat ons wat die antwoord het in ons hande van Jesus Christus, die verreëse heiland. Dat ons dit dan doen wat moontlik is om toegang tot die onmoontlike te kry. En ek wil jou uitdaag, jy weet, ek het baie gedink al oor hierdie storieetjie, oor hierdie verhaaltjie van Nathanael en Filippus, en dink ek wonder hoekom het Nathanael so opgetree. Miskien het hy Filippus goed geken, miskien het hy geweet, hierdie Filippus is 'n regte Filistyn. Ja, Filippus, ek onthou die dae toe ons nog parties gehad het, jy weet. Ek onthou nog daai ons het baie saam gedrink, jy weet. So, hoe is jy dan nou skielik so heilig, jy weet? Hy het al hierdie vooropgestelde idees gehad. Vir een of ander rede het hy het 'n klomp idees gehad, Nathanael oor Filippus. Maar Filippus was net getrou om te doen wat God wou gehad het om te doen. En dit was my so mooi as jy die einde van die storie kom. Jesus se reaksie. Jesus het van die begin af beplan dat Filippus met Nathanael sou praat. Want hy sê vir Nathanael, toe jy daar onder die vye boom was, het ek jou raak gesien. Ek het jou van daar af geroep. Filippus het nie besef dat die Here eintlik beplan het dat deur hom Nathanael na hom toe sal kom nie. Wat 'n beautiful storieetjie wat ons help om te verstaan dat God gebruik ons gebroke menswees. Hy gebruik ons wat stikkend is. Hy gebruik ons wat min weet. Hy gebruik ons wat sonde selfs doen.
En hy bou 'n pad, sodat sy heerlikheid na iemand toe kan kom. Is dit nie pragtig nie? En ek wil jou uitdaag, om vanoggend 'n Filippus te wees. Om iemand te wees wat 'n skakeltjie bou, na iemand anders toe, sodat daardie persoon, God se heerlikheid, in sy of haar lewe, kan ervaar. Wil jy 'n Filippus wees? Ek wil 'n Filippus wees. En dit is ons uitdaging, om na jou straat toe te gaan, om in jou straat te stap en te bid, en vir die Here te vra, Here, miskien kan ek net, vir die ou wat daar in sy tuin staan, en hy is besig om sy tuin nat te maak, miskien kan ek net vir hom, daar, 'n Filippus wees. Net na hom luister, met hom praat, en vir hom vertel wat God vir my gedoen het. Vir hom die skakel word, wat hom help om sy lewe weer heel te kry. Om daar by jou werksplek 'n Filippus te wees. Om nie altyd te oordeel en in argumente betrokke te raak en te wys jy is slim en jy ken die Bybel en jy weet alles nie. Maar om net te gaan surf daar by jou werk. Om net bietjie te luister na die hartseer van 'n ander persoon. Want ons wil so graag ons eie stem hoor en nie die stem van iemand anders nie. Om net stil te staan en om te gee vir iemand anderste. Wat na antwoorde soek en na God soek. En die skakel te wees wat maak dat daardie persoon by Jesus Christus uitkom. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, baie dankie dat ons as 'n geloofsgemeenskap vanoggend kan saam wees. Dankie dat ons stil kan word voor U. Ek kan agterkom dat U het 'n roeping vir ons. U het aan ons elkeen die bediening van versoening toevertrou. Mense wat nodig het daar buitekant om te hoor dat God leef. Mense wat vasgevang is in vrees oor wat in hierdie land aan die gang is. En wat in hulle eie persoonlike finansies, in hulle liggame aan die gang is, of wat hulle uitdagings ook al mag wees. Here, ons het die antwoord vir hulle. Ons het die een gevind, waarvan die skrifte geskrywe is, vol van geskrywe is, die Messias, die Seun van die lewende God, die een wat ons lewe kan verander. Help ons, Here, om soos 'n Filippus te wees, bereid om die evangelie te verkondig, bereid om vir iemand te kan sê, kom kyk, en oordeel self of ons Jesus die Christus gevind het. Help ons om getrou te wees aan U stem. Help ons om te doen wat U vra, want wanneer ons doen wat U vra, wanneer ons doen dit wat noodsaaklik is en dit wat moontlik is, sal U die onmoontlike doen. En Here, ons sal U heerlikheid en U lig in ons lewens ervaar. Here, van die begin af wat ons begin het met hierdie reeks, het ons geweet, Here, wanneer ons doen wat U wil hê ons moet doen, wanneer ons soek na dit wat vir U belangrik is, wanneer ons fokus op dit wat vir U 'n prioriteit is, sal U fokus op dit wat vir ons belangrik is. En Here, dankie dat ons in 'n verbondenheid met U, Here, dat ons vrede, geluk en voorsiening kan ervaar. En net daar waar jy sit vanoggend, ek kan nie hierdie diens afsluit sonder om vir jou geleentheid te gee om te sê, ek wil myself commit. Here, stuur iemand op my pad. Here, help my om uit te gaan, om iemand te help. Net daar waar jy sit, as jy so 'n commitment wil maak vanoggend, wil jy nie net jou hand opsteek nie. Net as 'n commitment, ek gaan nie vir jou bid vanoggend nie. Net as, ek gaan dit doen vanoggend, ek gaan dit doen. Ek gaan daai ding doen. Here, jy sien elke hand van mense wat opgaan, wat vanmôre 'n belydenis maak, 'n commitment maak. Sê, Here, hier is ons vanoggend. Ons bely, ons gaan dit doen. Ons gaan dit deel. Ons gaan ag gee op U woord. En Here, ek wil bid dat U hulle sal gebruik vanoggend. Waar hulle beweeg, waar hulle met mense in aanraking kom, Here. Dat hulle sal terugkom na hierdie aanbiddingsplek met stories van mense wat U gevind het en wat na U toe kom. Ons bid dit vanoggend in Jesus naam. Amen. Miskien is jy vanoggend hier en het jy nog nooit 'n geleentheid gekry om Jesus Christus te ontmoet nie. En ons het 'n ding wat ons doen in ons gemeente, belydenis tot redding. En ons wil jou geleentheid gee vanoggend. En ons gaan nie jou vra om alleen op te staan nie. Net daar waar jy binne sit. As jy vanoggend 'n oorgawe aan die Here wil maak, jy het dit nog nooit gemaak nie. En jy hoor vanoggend dat Jesus Christus jou wil ontmoet. En hoe Filippus die Here ontmoet het en hoe sy lewe verander het en hoe Nathanael die Here ontmoet het, hoe sy lewe verander het. Miskien wil jy vanoggend Jesus Christus ontmoet. En
Ons gaan jy nie vra om jou hand op te steek nie, maar ons gaan saam met jou hierdie belydenis van redding bid. Dit is so eenvoudig as om hierdie gebed hardop saam met ons te bid. Sê, Here, ek erken my sonde. Here, ek wy myself aan U toe. En ek gaan jou nooi om nou saam met almal te staan en ons gaan almal saam hierdie gebed bid. Maar ons bid ons spesifiek vir jou wat vanoggend die Here nodig het in jou lewe. Want hier is die waarheid, die belangrikste besluit wat jy op aarde kan maak, is die besluit om Jesus Christus te volg. So kom ons almal staan en terwyl van daardie mense wat vanoggend hulle lewens vir die eerste keer aan die Here gee, bid ons hierdie gebed saam vanoggend en ons bely dit hardop vanoggend, sodat daardie persoon kan weet dat hy of sy uit God gebore is en dat hulle God ken. So kom ons bid dit saam. Ek gaan dit voor jou uitbid, dan kan jy agter my aanbid. Hemelse Vader, ek erken my sonde en dat ek U vergifnis benodig. Ek glo dat Jesus Christus vir my aan 'n kruis gesterf het. En ek is bereid om weg te draai van my sonde. Jesus, ek nooi U in my hart en lewe in as my redder. Heilige Gees, lei my om Jesus in gehoorsaamheid te volg. Amen.